Ek gaan vanmôre met u deel, die Here het die afgelope tyd met my gepraat oor 'n paar vrae wat nie altyd in die kerk gevra word nie. En terwyl ek die week voorberei in terme van hierdie vrae, spesifieke vrae wat die Here my gegee het, een oggend toe hoor ek iets en dis asof nie, die Gees praat duidelik met my en hy sê, deel met my kinders rondom hulle geloof eers. Ek sê, Here, maar ons is gelowiges, ons is almal in die kerk, ons dien nie. En die Here kom breek iets groots vir my oop. En ek wil vanmôre met u daaroor deel oor, nie net geloof wat red nie, maar egte geloof. Vir die dag en die uur waarin ons nou lewe. Wat baie belangrik is vir die kind van God. Ek begin met die woorde van W. Herschel Ford, wat skryf, your life, your happiness, and your usefulness in this world and your eternal destiny are determined by your life in Jesus Christ through your faith. It is not a question of what others say or do. It is not a question of hypocrites in the church. It is a question of what you personally have done as a child of God through faith. Have you met Him face to face in the matter of your sin? Have you experienced His saving grace? Have you formed a vital connection with Him? A vital connection. Have you been born again? Dis 'n groot vraag. Have you been born again? Het jy Christus in jou lewe ingenooi? Ervaar jy hom dag vir dag en stap jy 'n pad saam met hom? Lees gou Johannes 3 vers 36 saam met my in die Amplified, asseblief. And he who believes in, has faith in, clings to and relies on. Ek wil hê julle moet hoor, as hy praat van geloof, hy sê, has faith in, clings to, and relies on. On what are you relying? Wie lei jou? Wie volg jy? The Son has now possesses eternal life, but whoever disobeys is unbelieving toward and refuses to trust in, disregards, is not subject to the Son, will never see and experience life. Ongehoorsaamheid, ongeloof. But instead, the wrath of God abides on him. God's displeasure remains on him. His indignation hangs over him continually. Sit gou vir ons die 53 vertaling. Ag asseblief, daar's hy, vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. En almal sê amen. Anders dan gaan ek begin bekommerd raak. Dan verander ek die boodskap nou na 'n evangelie boodskap toe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. So. Nou Johannes 3 vers 18 asseblief. Ja, begin eers met die Amplified asseblief. He who believes in him, who clings to, hier kry ons dit weer, trusts in, relies on him, is not judged.
He who trusts in him, en wie is dit? In Jesus Christus, never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation. But he who does not believe, cleave to, rely on, trust in him, is judged already. He has already been convicted and has already received his sentence because he has not believed in and trusted in the name of the only begotten Son of God. He is condemned for refusing to let his trust rest in Christ's name. Sjoe. 53 vertaling asseblief. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. Glo, groot woorde. Groot woorde. Ek weet nie of u die afgelope tyd gevolg het, ons gaan nou Psalm 19 doen. Of u die afgelope tyd gevolg het, toe ons selfs weg was, die voorbereiding en die viering van Halloween. En nou sien ons alreeds weer die voorbereiding en die viering van Kersfees. En nou die dag luister ek na oor die radio wat mense wat praat van, ons berei voor vir hierdie tyd en ons maak reg en wat 'n wonderlike tyd en dis geskenke en al die goed. En ou se kop hardloop maar 'n bietjie en iemand vra die vraag, maar wat beteken hierdie tye vir jou? En hy sê, ag nie veel nie, ons vier dit maar net omdat dit 'n lekker kultuur is. Dis 'n lekker kultuur. Daar's al 'n kultuur gevorm. Ons hou van Halloween, want ons pompoene en sweets. Ja, jy kan maar lag, maar dis waaroor dit gaan. Trick or treat. Wat hulle nie mooi luister nie is trick. And then I treat you. Kersfees, persente en bome en al die goed. Ons aanbid nie hierdie goed nie, maar daar's 'n verkeerde kultuur wat geskep word. En ek wil vanmôre vir u sê, u sit nie verniet hier vanmôre nie. Geloof, werklike geloof, op sigself ware geloof, is nie 'n opgemaakte saak nie. Is nie 'n kultuursaak nie, is 'n werklikheid. En vir die kerk wil ek vanmôre sê, en mag julle my net hoor, en die Gees van God dit in julle harte lewendig maak. Ek en u wat in Christus glo, is besig met 'n egte geloof, maar ek wil u vanmôre vra, waak asseblief teen 'n kultuur van glo en geniet. Hoe so, pastoor? Want dit kan half 'n opgemaakte saak word. Hoe so? Dis 'n geloof wat net soek na wat vir my voordelig kan wees. Dit is 'n geloof wat soek na ek word gestreel. Ek voel ten minste goed. Ek soek wat ek soek. En daar moet net iets in wees vir my. Die fokus bly egter op my. Oeg, pastoor, hou net op met hierdie boodskap asseblief, want dis nie 'n lekker een nie. Egte geloof is op Christus Jesus gefokus, gerig en gebou. Op Jesus Christus. Egte geloof is gegrond
op wat God vir ons doen, deur sy enigste seun, wat ons vry kom koop het, aan 'n kruis, sodat ek en jy vanmôre hier kan sit, en kan sê, broer, jy's waarlik vry. Hierdie tafel sê jy's vrygekoop. Niemand kan iets teen jou sê nie. Niemand kan jou veroordeel nie, want Christus het jou vry gemaak. You are free in Christ. 'n Kultuur van bring goed wat jy moet doen om goed te wees. Maar wanneer ek in Christus is, I've been chosen. Ek is gekies. Dit is net vir my jammer dat die kerk nie lewe asof hulle gekies is nie. Ons lewe so baie deur condemnation, veroordeling. Het jy gesien wat daai ene gedoen het? Het jy gesien wat hier gebeur het, my ou broer? Of die pastoor, en weet julle wat sê hulle vir ons? Ons wil jou net inlig, pastoor. Ek soek nie inligting nie. Ek staan onder die genade en die bloed van Jesus Christus, net soos daai persoon onder dit staan. If you know something, start praying for that person. As jy weet wat daar is, begin vir hulle bid. Want jy sien, as ons by daai kultuur kom wat opgemaak is, Jakobus 4 vers 17. As julle hom vir my kan opsit, Jakobus, hoor gou wat sê Jakobus, en ons praat so baie van sonde. Sonde wat uit verskillende kategorieë uitkom en goed, en terwyl ek hierdie week sit, en gisteraand sit en ek weer kyk na hierdie goed, luister wat skryf Jakobus. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie. Vir hom is dit sonde. Ek praat nie van blaatante gedoende sonde nie. As jy weet wat reg is om te doen, en jy doen dit nie, kind van die Here, die engel sê, if you know what is right and you do not do it, it's sin. Wat sê die Bybel? Wie van julle ken die woord van die Here? Julle ken die woord, né? Die woord sê verdra mekaar. Pastoor Alwyn, verdra mekaar. In liefde. Wat doen ons? My maat, ons trap die ene wat geval het. Dis oordeel. Dankie Taneria. Dis oordeel. Snaaks hulle die woord sê dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Oei. Kerk van die Here, ek dink ons moet op 'n plek kom waar ons onsself begin ondersoek. Op 'n plek kom waar ons doen wat goed is. En jy doen dit omdat dit goed is en reg is en aanneemlik is vir God. Sien, want hierdie kultuur wat nou hierdie geloof en alles, jy weet, pastoor, hoor wat sê hulle, dit lei tot 'n sondige ingesteldheid en 'n sondige gedrag, die eie ek. Ek soek my voorbeeld, sodat 'n mens die ware doel en betekenis van wat ek wil hê kan by uitkom. Opgemaakte geloof reken, geloof is amper soos 'n towerstaf wat elke wens
my voordeel, hoe ver gesog dit ook al is, vir my tot voordeel laat bring. Dis amper die idee dat God al my probleme moet wegvat, as ek dit net vra. Wie van julle het al agtergekom, wie het nie probleme nie? Ek wil u graag ontmoet, net na die diens. Ek en pastoor Alwyn, ons wil net by julle hoor, wat doen julle? Hoe werk dit? Want weet jy wat, net as ek gedink het, dis 'n lekker dag, dan het ek een of ander pyn of 'n ding, hè, pastoor Alwyn. Ek sien met my ou moeder ook. Of is finansies, of is die kar, of... En hy lag. Laasweek kry ek iemand uit om 'n skottelgoedwasser wat gebreek het reg te maak. Hy maak hom reg. Hy loop soos 'n horlosie, gisterand sit ek hom aan, maak hy dieselfde geluid. Nou staan ek in die kombuis, nou weet ek nie, moet ek die masjien bestraf, moet ek die duiwel bestraf? Sê ek, ag, Here Jesus. Ek geloof wat vir my sê, moenie worry nie, alles gaan alright wees. Dis 'n geloof wat begeer dat God se belofte sonder die realiteit en die werklikheid van sy teenwoordigheid in ons lewens se werklikheid is. Ek wil al die mooi hê. Ek wil al die goeie hê. Maar die God wat dit gee, wil ek nie in die saak hê nie. Dink jy dit werk so? Dit is skynheilig. Skynheilig. Matteus 15 vers 18, sit dit vir my agter op die bord, asseblief julle. Hoor wat sê hy, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is... I know. Dat ons sal op daai plek gekom. Here, ek wil net hê jy moet goed wees vir my. En hier kom die groot ding, wat vra die Here van my en van u? Ons geloof moet onwrikbaar in Jesus Christus, die Seun van die lewende God wees. Waak en bid. En daar's 3 dinge wat ek net vinnig onder die aandag wil bring. Wat's die eerste ding wat ons moet kyk na wat belangrik is die volgende: maak vas jou geloof in die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis, nie op die voorbeeld wat dit inhou om goedheid uit dit uit te kry nie, maar wat is die belangrike? Ek en u moet op die plek kom waar ons staan in geloof, dat ek vas staan, dat Christus my vrygekoop het, hy het my losgemaak, niemand kan iets van my lewe sê nie, ek is gewas in die bloed van die lam. Pastoor, wat as ek weer eens 'n fout maak? En glo vir my vry, ons kan foute maak. Wie van die maak nie foute nie? Ek vat my moeder 'n bietjie see toe daar by Bloubergstrand gister. Jy weet, en ek ry soos 'n gelowige. Baie rustig en kalm, want my ma praat vinnig met haar seun en daar's my vrou. En sy sê, "Hey, jy moet ordentlik ry." Ek wil my ma net die see wys. Maar sy bestuur van agter af die hele pad. Sy doen. En nou die beste van alles, ons stop by die winkelsentrum, weens persoonlike redes, maar ons stop daar, nou ry ek en ek soek 'n stopplek en alles is vol. En almal is so besig. Groet nie mekaar nie, jy weet, ek soek net 'n vriendelike gesig.
Soos vanmôre wat ek kry hier in die kerk. En ek ry, en weet jy, ek besluit om hier te stop, en ek sien daar gaan 'n parkering oop, en ek sit die flikker aan, ja, ek was in die linkerbaan, en ek wil regs draai oor die middelbaan na die regterkant toe. En die volgende oomblik druk 'n ou vir my 'n toeter, wat sy volle reg is. En hy kom verby my, en hy praat vingertaal. Wie van u sou gesing het, loof die Heer, laat die aarde getuig. Sou u dit gesing het? Nie hierdie pastoor nie. Ek sê, my broer, wat is jou probleem? En ek besef ek's verkeerd. Nou is moeder en Lenushka saam met ek sê, nou blaas ek vir hom op toeter. Pastoor, jy doen nie sulke goed nie. Jy's 'n heilige. Ek druk vir hom toeter en ek sê vir my moeder en my vrou, ek sê, kan jy glo wat hierdie ou vir my wys? En wat sê my vrou en my moeder? Kalmeer net. Kalmeer net. En gisterand dan, weet jy wat is die groot wonder en die goddelikheid van dit, ek sit daar en ek sê, Here, ek het verkeerd opgetree. Ek is net mens. Ek voel sleg hier hoor, Here. Ek sê, weet wie ek is, jy weet, jy ken my hart en my gedagtes. Ek dank U vir die genade wanneer ek 'n fout maak. En ek wil vir U sê, wanneer jy 'n fout maak, onthou, God skenk genade deur egte geloof. Wanneer ek hom vertrou en ek 'n fout gemaak het, dan was hy my in sy bloed. Hy vergewe my en hy herstel my, sodat ek voluit vir hom kan lewe. Nie op die gronde van my eie soort geloof nie. Wat sê Galasiërs 2 vers 20? Ek is amper klaar. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Die feit dat Christus in jou leef, my boetie en my sussie, my broer en my suster, vergewe maar die ander broer. Spreek hom vry. Dis nie jy wat leef nie, Christus leef in jou. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die seun van God, wat my lief gehad het en nog steeds lief het, en homself vir my gegee het. So punt nommer 1, maak jou geloof vas in die bevryding en in die herstelwerk wat Christus vir ons gegee het. Tweedens, ontwikkel en beoefen. Ontwikkel en beoefen jou geloof in God eerder om op die geloof van 'n ander te ry. Wie van julle het gehoor wat Job gesê het? En daai woorde is groot woorde. Here, ek het altyd gehoor wat ander van U gesê het. Maar nou het ek U van aangesig tot aangesig. Weet jy wat gebeur? In Handelinge 19 vers 13 tot 16 kry ons die seuns, 7 seuns van Skefa. En wat doen hulle? Hulle hoor hier's manne wat bevryding doen. Hulle spreek duiwels aan, duiwels gaan uit, hulle sien mense word gesond en hulle sê, wel, kom ons doen hierdie ding. Kom ons doen hom. Sit hom vir ons asseblief op. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. En te sê,
ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Volgende teks. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het. Volgende teks. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle? Ek hoor julle praat in die naam van my verlosser. En ek bedoel, nie hierdie bose gees nie, hy ken die woord. Pastoor Johan, hulle ken die woord. Satan kom by die Here, wat sê hy vir hom? Hy sê, daar staan geskrywe. En wat ek bedoel vanmôre is, ek en u wat as verlostes lewe, het jy so 'n verhouding met die Here Jesus Christus, dat jy in sy naam mag praat en kan praat. Jy's nie op die geloof van 'n ander nie. Kom ek vertel u net kort storieetjie. Ek ken mense wat die Here dien en die persoon se vrou, sy doen backtracks en goed vir mense, hulle het in Gauteng gebly en dis hoe sy geld ingevorder het vir haarself, musiek en backtracks en haar man verloor sy werk. Hy verloor sy inkomste. En hulle kom op 'n punt wat dit baie erg met hulle gaan. Baie erg. En hulle besef, maar jy weet, nou gaan die wêreld intree, die wêreld kan moontlik die karre kom vat en die wêreld kan moontlik goed in die huis kom vat en al die goed. En hulle begin die Here vertrou in geloof en sy vrou word een oggend wakker en sy sê, Satan sal nie 'n ding uit hierdie huis uitvat nie. Hierdie goed behoort aan God. En ons vertrou die Here vir sy voorsiening. En weet jy wat gebeur? Dan sy begin dit bid en haar man word wakker. En weet julle wat gebeur? Hy sien sy staan op en sy begin deur die huis loop, maar sy bid kliphard, want die gees van die Here is op haar. En sy sê, Satan, sien jy hierdie stoel, sien jy dit, sien jy daai, jy sal dit nie kom vat nie, God het dit gegee, dis God sinne, hy het voorsien, en hy sal sien dat dit hier bly. En sy bid, sy sê, jy sal nie in hierdie garage kom, enige voertuie vat nie, jy sal weet, God voorsien, en hy hou ons vas in sy hand, en hierdie ou besef, hoor jy sommer, my vrou is besig om te profeteer oor ons huis, en al wat hy doen is, hy loop agter sy vrou aan, en al wat hy sê is, ja Satan, hoor jy wat my vrou sê? Hoor jy wat my vrou sê? Ons glimlag lekker. Hulle het niks verloor nie. Die bank het niks kom vat nie. God het voorsien. Want haar geloof was nie in die voordeel wat sy kon kry uit iets uit nie. Haar geloof was in die skepper van hemel en aarde. Ek vra vanmôre vir jou, is jou geloof in die skepper van hemel en aarde? Nie soos die seuns van Skefa nie, want wat het met hulle gebeur? Hulle dryf hierdie duiwel uit en hy sê, kyk, ons ken vir Jesus. Ons weet hy is die seun van God. En ons ken vir Paulus. Paulus het 'n ervaring met God gehad en met Jesus Christus deur sy gees. Maar wie is julle? En hy het hulle uitmekaar uit. Hy het hulle geskeer en aangeval en openbaring wat hulle gekry het. Die derde ding wat ek net gaan noem is, jy moet wandel in die opregtheid en in die egtheid van jou geloof. Wandel daarin. Ontwikkel en beoefen dit, maar ek wil ook vir jou sê, wandel daarin. Elke liewe dag. Intieme verhouding met die begin en die volëinder van jou geloof, Jesus Christus, om te groei en te groei en te groei. Hebreërs 12 vers 2 asseblief.
met ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hierdie tafel sê vanmôre, het jou nie net vrygekoop nie, het jou nie net vergewe nie, het jou herstel. Het jou herstel, sodat jy, punt nommer 1, jou geloof in Jesus Christus deur sy verlossingswerk kan vasmaak. Tweedens, jou geloof kan ontwikkel en beoefen. En derdens, om te wandel in die egtheid van jou geloof. Ek het hoeveel al keer mense in my lewe gehoor wat sê, en as iemand deur moeilike tye gaan, dan sê hulle net hierdie woorde, jy moet net glo. You just have to got faith. And it will come. Ek weet nie so mooi nie. Maar ek weet, as ek geloof in Jesus Christus het, my maat, geloof sonder werke is dood. As ek geloof het, egte geloof, weet jy wat daai geloof sê? Ek moet iewerste in die dag moet ek in die woord kom. Iewerste in die dag moet jy net 'n bietjie tyd saam met hom spandeer. Die oggende is beter want dan hoor jy die Here duidelik. Daar het nie ander goed al intussen gebeur nie. Maar ek wil ook vir jou sê, as jou ore oop is, sal jy hoor wanneer die Here praat. Jy sal hoor wanneer die Gees, toe ek gisterand na daai besige dag en die wind wat my gewaai het, ouens wat met vingertaal met my praat en vir my goed wys en toeters druk, toe ek gisterand stil word, toe sê die Here, my kind, jy het eers goed om reg te maak. Hoeveel van ons loop dag vir dag met daai goed? Ons maak nie reg nie. En dan oorweldig dit jou iewerste in jou lewe. En ek wil jou vanmôre, wil ek jou net aanspoor. Beoefen daardie 3 goed. Want toe die Here Jesus by die tafel kom, en hy begin die brood breek, toe sê hy, dit is my liggaam. En deur my liggaam wat vir julle gebreek word, gaan julle vrye toegang tot in die heiligdom van my Vader hê. En deur my bloed word julle skoon gewas. En elke keer as julle van hierdie brood eet en van hierdie sap drink, wil ek hê dat julle sal onthou, ek het julle vry gekoop. You have been bought with a price. You are free in the name of Jesus to serve him through the power and the might that he gives. Hy's die ene wat dit moontlik maak vir my. Pastoor, ja, jy weet, jy is nie in my skoene nie, prys die Here. U is ook nie in my skoene nie, maar een ding weet ek, Christus leef in hierdie liggaam deur sy Gees. En weet jy wat, hy vul hierdie skoene ook. Ek moet net gehoorsaam raak. Ek moet net op die plek wees. Want hierdie tafel spreek vandag van vergifnis. Hierdie tafel spreek vandag van vryspraak, geen veroordeling. Dat ek herstel is om met hom te wandel en hom te dien. Dat ek die karakter van Christus in my kan hê en ook sy gesindheid. Dit spreek vir my die posisie wat ek in Christus beklee. En saam met daardie posisie die autoriteit wat ek in Christus geniet. Nie van wat ek van ander gehoor het nie, maar dit wat ek van hom weet. In verhouding het. En laastens, 1 Petrus 4 vers 10, hy het vir elkeen van ons 'n besondere bekwaamheid gegee.
om te kan leef. Kom ons staan op. En terwyl ons opstaan, gaan ek vra dat die broers vir my, wat my gaan help vanmôre by die tafel, na vorentoe sal kom.